Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my. Ja, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Goeiemôre, goeiemôre Ligpunt, goeiemôre vriende, dalk gaste die eerste keer hier by ons. Ek wil saam met Elof net vir jou baie welkom sê. As jy vandag hier by ons is, dit is goed, so goed om so saam te sing. Dankie Cathy vir die manier wat jy ons werklik gelei en gedien het deur saam te bid. Dit was ook goed vir ons harte. En vriende, soos al reeds genoem is en wat daar ook gebid was, as jy mooi geluister het na die gebed, maak ons vandag klaar met ons reeks, hierdie afskopreeks vir die jaar, wat ons getitel het, Laat daar lig wees. En so, baie vinnig, net hier op die skerm sal julle weer sien, ons roeping, wat ons so klein bietjie in die begin van 2025 net wil bietjie verskerp en onsself daaraan herinner. Ons sê by Ligpunt, soos wat ons naam ook sê ons dat ons is 'n gemeente geroep om God se lig te skyn. En wat ons in die laaste, dis nie maar ons probeer saam net sien wat 'n ryk Bybelse tema is hierdie. En dat wêreldgeskiedenis kan gesien word as God wat sy lig skyn in hierdie wêreld in. En so ons het in die eerste week daarna gekyk en gesê dat maar God is die een wat sy lig skyn, wat beteken dat hy is die bron en die gewer van lewe. In week 2 het ons gesien, daardie lewegewende lig van God kom na ons toe by wyse van sy woord, beide sy woord in Jesus, maar sy geskrewe woord. Die derde week het ons gesien dat die evangelie, die goeie nuus oor Jesus, skyn daardie lig, en laas week het ons gesien dat 'n geloofsgemeenskap is die plek waar ons saam mekaar disipel om in daardie lig te wandel. En vandag kom ons dan vol sirkel by presies ons roeping, wat sê dat ons Ligpunt is 'n gemeente wat geroep is om dan daardie lig wat ons geniet, dan te skyn. So kom ek bid vir ons vriende, kom ons vra dat die Here nou met ons sal wees. Hou asseblief jou Bybel byderhand, en dan gaan ons inspring en saam hoor wat God vir ons vandag wil sê. Ja, Vader, ons wil stil raak nou hier by U. Ons is alreeds vanoggend so geseën, o Heer, met mekaar se samesyn en met die samesang en die tyd wat ons gehad het om te bid en uit te roep en te praat met U vanoggend reeds. Here, ons sit hier en ons erken, Here, dat hier is lewe. Hier is lewe vir ons, hier waar ons so saam met die mense kom en vergader in die naam van Koning Jesus. En Here, dis kom ons ook nou so saam as U kinders, en ons kom om stil te raak, want U is die God wat praat, en wanneer U praat, o Here, dan skyn die lig en bring die lewe. En so, Heer, sal U deur die Gees dit ook nou in elkeen van ons kom doen. Here, sal U dit kollektief kom doen in ons as 'n geloofsgemeenskap. Kom en maak ons inderdaad 'n gemeente wat U lig sal laat skyn in hierdie wêreld. Kom en bekragtig ons vir daardie soete en belangrike roeping. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, as daar 'n woord is wat ek dink ons almal mee bekend is, ek dink is 'n woord wat ons so klein bietjie dalk te veel rondgooi in die moderne wêreld, is die woord narcissus. Is 'n woord wat nogals maklik rondgegooi word. Ons sal sê iemand is 'n narcissus. Net weer 'n vinnige kort eenvoudige definisie vir wat 'n narcissus is. 'n Narcissus is iemand wat die kroniese geneigtheid het om alles altyd oor hulle te maak. Ek wonder of jy so iemand ken. Dalk is jy so iemand, dalk is 'n paar van ons so, ek weet nie. Maar 'n narcissus is iemand wat kronies besig is om hulle self altyd as die middelpunt
te sien. In basies oral waar hulle is, gaan dinge eintlik maar so bietjie oor hulle. Hulle is selfbehep, hulle is selfsugtig en hulle is selfgesentreerd. Ek weet nie of jy bewus is waar daai benaming vandaan kom nie. Dit kom van Griekse mitologie af. In Griekse mitologie was daar die ou genaamd Narcissus en hy was apparently nogal 'n aantreklike jong ou gewees en hy het dit geweet. Dit was die probleem gewees. En hy het nogal sy harte gebreek en toe kom die gode en toe sê hulle, jy is baie lief vir jouself, jy gaan dit in oormaat kry. En hulle gee vir hom toe 'n ekstra oormaat van selfliefde. En Narcissus gaan toe hierdie eendag in die woud in, hy gaan stap deur die woud en hy kom by 'n waterpoel. En toe hy afsak om by die waterpoel water te drink, toe sien hy sy eie weerkaatsing in die water en hy dink maar hierdie is daar 'n aantreklike ou. En daar raak hy toe vasgevang in homself. En hy is so vasgevang om te kyk na homself dat hy kon homself nie losgeskeer het nie. En daar het hy net van die honger net verwelk. Hy het net daar gesterf. En vriende, dis van waarof ons taal Narcissus kry. En daardie storie dink ek dien so klein bietjie as 'n metafoor dink ek vir wat die gees van ons tyd is in die wêreld van ons lewe. Ten minste vir die laaste 300 jaar op 'n filosofiese vlak, op 'n sielkundige en 'n ideologiese vlak, lewe ons in 'n wêreld wat regtig vir ons almal aanspoor om te sê, hoorie, wees Narcissus. Jy is die smartie en alles gaan oor jou, you do you, almal is daar om jou uiteindelik te dien. En daai vriende kom natuurlik deur pop culture in ons wêrelde in en dit vorm en dit slyp ons as hedendaagse westerse mense. Ek dink ons almal tot 'n minder of 'n meerdere mate sukkel hiermee. Ons is kronies gebuig om alles oor onsself te maak. Dit is wat ons doen op die beste van tye. En die realiteit is, vriende, as ons moet eerlik wees, het die gees van Narcissus ook so bietjie in selfs ons verstaan van God en van Christendom in gesyfer. Ons lewe, veral in die weste sal ek sê, is dit waar van die westerse kerk, wat op die beste van tye het ons Christendom en selfs ons dink oor God op hierdie manier is eintlik alles daar waar ek in die middelpunt is. En die manier wat ons dink oor Christendom baie keer is, dit gaan oor my verhouding, dit is natuurlik oor my verhouding, maar dit gaan eintlik maar alleenlik of grootendeels oor my verhouding met God. En dit gaan oor my behoeftes wat deur God aangespreek behoort te word of deur ander aangespreek behoort te word. Dit gaan oor my gawes wat 'n plek moet kry om uitgelewe te kan word. Dit gaan oor my geestelike groei. Nou weer eens, daar's 'n mate waarin dit goed en normaal en reg is, maar vriende, as ons besig is om die gees van Narcissus in ons verstaan van Christendom in te kry, dan raak dit 'n probleem. En die probleem is net soos Narcissus wat gebeur in ons soeke na geestelike welstand. Me, myself and I, die heeltyd ek, raak ons so inwaarts, dat op die einde van die dag, soos Narcissus, begin ons eintlik ironies geestelik weg te kwyn. En so dis die vraag wat ek wil hê ons vandag oor met saam gesels. Vriende, hoe lyk 'n floreerende geloofslewe? Hoe lyk 'n floreerende geloofsgemeenskap? Wat nie net inwaarts gefokus is nie, maar daadwerklik buitentoe kyk en uitwaarts lewe. En dit is wat ons vandag oor wil sien, wat ons vandag in hierdie gedeelte wil sien en saam oor wil gesels. Tel gou vinnig jou teksgedeelte of jou Bybel oop en ek gaan uit die 53 vertaling uitwerk vandag. Maar ek wil net eers met vinnig die draad sien van hierdie gedeelte. Spesifiek eintlik Filippense 2 vers 12 tot 18, daai tweede paragraaf in ons gedeelte. En ek wil hê ons moet die vloei sien van wat Paulus hierso sê, baie vinnig. Sien jy vers 12? Paulus sê, daarom my geliefdes, okay, so hy praat met Christene, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer in my afwesigheid, werk julle heil of werk julle verlossing uit met vrees en bewing. Nou belangrik vir ons om net hier te stop, vriende. Paulus sê nie, werk vir jou verlossing nie. Okay, moet dit nie so lees nie. Paulus sê nie, werk vir jou verlossing of vir jou heil nie. Hy sê, werk jou verlossing uit. Laat jou verlossing tot sy volle reg kom.
Kyk aan na vers 13, hy gaan nog aan, hy praat nog steeds, jy sien jy, hy praat nog steeds oor werk. Hy sê, want dit is God wat in julle werk, en God werk na sy welbehae. Met as die Engels het sê, vir sy good purpose. God het 'n begeerte. So God is die een wat in julle werk, en God werk na 'n plan toe. God het 'n plan, hy het 'n doel voor oë vir sy kinders, sê Paulus. Wat is dit? Wat is dit wat ek en jy ons verlossing uit moet werk? Wat is dit wat God se begeerte vir jou en my lewe is? Wat sy droom vir ons harte is? Sien jy vers 14 en 15? Vers 14 en 15 sê dit is dat gelowiges, Christene, geliefdes, die kerk in woord en in daad so sal lewe dat hulle soos ligte sal skyn in hierdie gevalle en in hierdie gebroke wêreld. En dit is wat ek wil hê ons vandag oor met gesels. Vriende, al wat ons gaan doen vandag is ek wil hê ons moet duidelikheid bekom oor wat bedoel Paulus as hy sê ons moet soos ligte skyn in hierdie wêreld. Ons wil 'n bietjie saam dink oor dit. Dit gaan meeste van ons tyd wees. En dan tweedens, hoe realiseer dit? Hoe sal dit realiseer? Of wat is nodig vir dit om te realiseer vir ons om ons lig te skyn? En so dan 2 opskrifte waaronder ons na hierdie waarheid gaan kyk. En soos ek sê, ons gaan meeste van ons tyd, 90% van ons tyd by punt 1 wees. So moenie worry as ons nog nie by punt 2 is nie, dit gaan vinnig wees. Hier is die eerste opskrif. Hier is die eerste ding wat ek wil hê ons moet oor saam dink. Vriende, die kerk se bestaansrede. Die kerk se bestaansrede. Vriende, Paulus daar in vers 15 van ons teksgedeelte, as hy praat van dat die kerk moet skyn soos ligte, dan is dit nie Paulus se eie beeldspraak nie. Hy's nie eintlik oorspronklik hier nie. Paulus is besig hier om 'n belangrike tema op te tel wat ons reg deur die storie van die Bybel sien. So ons het al 'n bietjie hierna gekyk en so net as 'n recap of as jy dalk vandag die eerste keer hier is, Genesis 1 en 2 het ons gesien dat God het die mens geskep om in sy lig te wandel. Genesis 1 en 2. Genesis 3, ons het ons rug op ons Skepper gedraai en wat die sondeval beteken is, van daardie oomblik af is die ganse mensdom nou in duisternis gedompel. Maar die res van die storie van die Bybel is die storie van die God wat seker gaan maak dat die wêreld gaan sy lig geniet. En so God kom en hy roep vir Abraham en deur Abraham die nasie Israel. Hy red vir Israel uit Egipte uit, hy bring hulle na Sinaï toe om wat te doen? Sodat hulle wat nou gered is in sy lig sal wandel. Onthou jy hierdie verse, ons het so 1 of 2 keer al in hierdie reeks daarna gekyk, kyk saam met my op die skerm, baie belangrike verse. Numeri 6, die bekende woorde, Numeri 6 vers 24 tot 26. Hierdie is wat God beloof vir sy mense. God sê, as jy my kind is, as jy gered is uit slawerny uit, is hierdie waar vir jou. My lig, sê God, skyn in jou lewe. Sien jy daarso, die woorde, Numeri 6 vers 24 tot 26. Mag die Here jou seën. Mag die Here jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Maar vriende, ons moet onsself vra, hoekom doen God dit? Hoekom besluit God om mense in sy lig in te bring? Wel, dit is vir hulle eie voordeel natuurlik, sodat hulle kan ware lewe geniet by hom. Maar vriende, dit is meer as dit, en dit is dan die tema wat so groot raak in die storie van die Bybel. Hoor asseblief tog mooi. Vriende, die Here bring juis 'n mense in sy lig in, sodat hy die wat sy lig geniet nou kan uitstuur, om dan sy lig te gaan skyn. Daar's 'n rede hoekom hy hulle in sy lig bring, sodat hy hulle kan uitstuur, om sy lig te gaan skyn. En so kyk saam met my na Psalm 67 en sien raak op Psalm 67 presies Numeri hoofstuk 6 aanhaal of ten minste echo. Hoor wat sê God se mense, Psalm 67, mag God ons genadig wees. Mag God ons seën. Mag die Here sy aangesig by ons laat skyn. Hoekom? Wel sodat die mense op aarde U weg kan ken en onder al die nasies dat hulle U heil, U verlossing sal kan ken. En vriende, dit is die storie van die Bybel. As jy partykeer wonder waaroor gaan die Bybel, dit gaan oor hierdie.
As jy wonder wat gaan aan in die hele storie van Israel se geskiedenis, nou kom kry ons al die stories op en af van goeie en slegte konings en alles anders wat gebeur, dis hierdie storie. Dis hierdie storie wat vertel word. Dit is die storie ten minste in die Ou Testament. Wat ons sien is dat soos wat Israel dan in God se lig wandel, met ander woorde is gehoorsaam en getrou aan sy woord en aan hom in verhouding met hom, wat gebeur? Ons sien in die Ou Testament dat die nasie sit regop, hulle kyk, hulle begin sê, hierdie God van Israel, die Here, hy is die ware God, en party van hulle selfs kom en hulle begin hom te aanbid. Maar elke keer wat Israel kom en Israel wandel nie in die lig nie, hulle wandel in die duisternis, hulle is nie getrou en gehoorsaam aan sy woord nie. Wat gebeur? Wel, wat dan gebeur is dat Israel raak die rede vir die nasies se bespotting en hulle lastering van die Here. En vriende, dit is dan die hartseer storie van Israel, is dat hulle paadjie loop dan so uit. Israel se ontrouheid beteken dat hulle kom in ballingskap. En dan in ballingskap kom daar 'n profeet, die profeet Jesaja, en hy tel juis hierdie tema op. Ek wens ons het die tyd gehad van lig en duisternis op om te praat oor Israel se toestand. En die profeet Jesaja kom en hy kyk vorentoe. En die profeet Jesaja sê daar kom 'n dag wanneer God se mense, Israel, hulle lig gaan skyn soos wat God gesê het hulle moet. Maar Israel wat hulle lig gaan skyn, gaan gebeur en dit gaan realiseer in een individu, in een persoon, in hierdie dienskneg van die Here. En so vriende, kyk saam met my wat Jesaja vir ons dan sê. Jesaja 42 vers 6. Jesaja kyk vorentoe. Hy sê ek, die Here, het jou, hierdie individu, geroep. Ek het jou geroep met die oog op geregtigheid. Ek sal jou hand vasgryp. Ek sal jou bewaar. Ek sal jou bestem tot 'n verbond vir die volk en tot 'n lig vir die nasies. Jesaja 49 vers 6. Dit is nie genoeg dat jy vir my 'n dienskneg is om die stamme van Jakob op te rig nie, om die wat bewaar gebly het van Israel te laat terugkeer nie. Nee, ek gee jou as 'n lig vir die nasies, sodat my heil, my verlossing sal strek tot aan die einde van die aarde. Jesaja 60 vers 1 tot 3 praat hier weer eens oor hierdie individu. En die Here sê vir hom, staan op. Jy dienskneg, ek wil hê jy moet opstaan. Staan op, laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk, donkerte bedek die aarde en diepe duisternis die volke daar buite, maar oor jou, o my dienskneg, skyn die Here. En oor jou word sy heerlikheid sigbaar. En so die nasies sal na jou lig toe trek en die konings na die helder lig van jou sonsopkoms. En vriendin, as jy dit nie weet nie, dit is die storie van Jesus. Dit is die taal wat elkeen van die evangelies oor en oor gebruik om te sê, maar Jesus is die vervulling van dit wat die profete beloof het oor die perfekte Israeliet wat gaan kom, wat in God se lig wandel en wat ander in God se lig gaan intrek. Dis hoekom Jesus kom, Johannes 8 vers 12, Johannes 9 vers 5, en Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Jesus is besig om te sê, ek is die een waarna Jesaja en die profete vorentoe gekyk het. Ek is in die taal van Jesaja 60, die een in wie die heerlikheid van God sigbaar gemaak gaan word. Vriende, dit is die evangelie, besef jy dit? Besef jy dat dit is ons Jesus? Jesus het gekom, vriendin, en Jesus het getrou in die lig van sy Vader kom wandel. Jesus was gehoorsaam aan sy Vader in alles waar ek en jy nie is nie, en hy was perfek gehoorsaam. Jesus het die glorieryke glans van God kom skyn in hierdie wêreld, en die wêreld het dit gehaat. Die wêreld het dit gehaat en het probeer om sy lig uit te doof. En hulle het vir Jesus kruis toe gestuur, en vir 'n oomblik het dit gelyk asof die duisternis die lig oorwin het, maar dit het nie. In die taal van Jesaja 60, Jesus het letterlik opgestaan, en hy het sy lig laat skyn,
Jesus het die helder lig van sy sonsopkoms laat deurbreek in hierdie wêreld in. En vriende, dit is die wêreld waarin ek en jy nou woon. Ons lewe in 'n wêreld waar Jesus se lig geskyn het en weens sy opstanding en deur sy gees skyn daai lig. En hier is die eintlike punt wat ek vanoggend vir ons wil maak. Die punt is, vriendin, as jy vandag hierso sit en jy sê, maar ek is 'n Jesus volgeling. As ons 'n kerk is en ons sê ons is Christene, dan beteken dit hierdie groot agenda van God en Jesus. Die hele rede hoekom Jesus gekom het om sy lig te laat skyn sodat die nasies ook in sy lig ingetrek kan word. Dit is die doel van die oefening. Van alles. Dit is die opskrif wat oor my en jou lewe en oor hierdie kerk se lewe en oor almal wat volgelinge van Jesus is se lewens staan. Alles bestaan om gebou en gebuig te word om dit. Dit is wat Jesus ons dan tot roep. Hoor die bekende woorde, Matteus 5 vers 14 tot 16, soos wat Jesus sy bekendste preek gee, is hier hoe hy sy preek begin. Hoor wat sê Jesus? Jesus sê, julle my disippels, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit dan onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstaander. En so gee dit lig vir almal in die huis. En dan praat hy met ons, sy disippels. Hy sê, laat julle lig so voor mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, dan kan verheerlik. Vriende, ons hele bestaan. As jy wonder, wat is God se wil vir my lewe? Hierdie is God se wil vir jou lewe, vir my lewe, vir ons lewe. Laat jou lig skyn, laat Jesus se lig skyn in 'n wêreld wat in die duisternis is. Vriende, ons het begin in hierdie reeks, die eerste week as jy hierso was, en ons het as amper as 'n illustrasie, as 'n metafoor verwys na die son. Ons het gesien die Bybel gebruik die son as 'n prentjie vir ons om te verstaan hoe God is, hoe God sy lig skyn wat lewe bring in hierdie wêreld. Vandag wil ek iets soortgelyk doen. Ons gaan vandag met 'n ander prentjie speel wat baie soortgelyk as dit is, en dit is die prentjie van die maan. Is treffend in Genesis 1 vers 16 vind ons dat toe God die wêreld gemaak het, skep hy son en maan gesamentlik en word dit in Genesis 1 vers 16 genoem as die twee ligte. Die groot lig en die klein lig. Nou as God die groot lig die son is, dan dink ek is die maan 'n behulpsame manier vir ons om te dink oor ons wat geroep word om ons lig te skyn. Ons vriende word geroep om in hierdie donker nag ons lig te skyn, maar ek en jy skyn nie, dis nie jou lig of my lig of Ligpunt se lig nie. Dis Jesus se lig, dis God se lig. Ons is soos maane wat net in die donker nag skyn, soos wat hulle die lig van die son reflekteer. So is dit ons. Ons is 'n mense wat verlig word deur God, sodat ons in 'n donker wêreld dan sy lig kan skyn. Ons genereer nie lig nie. Ons reflekteer lig. Dit is hoe wat Paulus hiervan praat. As Paulus in ons gedeelte vers 15 sê, kom Christene, kom ons skyn soos ligte. Nou wat ek wil hê ons moet doen, en ek hoop dit gaan werk. Ek weet nie of dit gaan werk nie, maar ek gaan dit try. Is ek wil hê ons moet verder 'n bietjie hardloop met hierdie beeld van die maan. Want dit het my in die laaste 2 weke, soos wat ek hieroor gesit en dink het dit my begin tref, is dat ek dink daar's eintlik in die hele God gegewe illustrasie, metafoor van die maan, is daar eintlik baie vir ons, soos wat ons probeer dink oor ons wat sekondêr ons lig in hierdie wêreld behoort te skyn. Jy sien, soos julle natuurlik weet, is die maan wat sy lig skyn, skyn nie sy lig elke liewe dag ewe veel nie. Die mate waarin die maan sy lig skyn is direk evenredig aan sy verhouding tot die son en die aarde. Dit is spesifiek hoe die maan staan en homself oriënteer met betrekking tot die son of die aarde
waarin hy goed of sleg sy lig gaan skyn, of sterker of beter sy lig gaan skyn. En ek dink dit is daar 'n paar lesse. Ek dink dit is 'n paar behulpsame lesse wat ons hopelik kan onthou, soos wat God ons roep om soos maane sy lig te reflekteer in hierdie wêreld. Okay, so 3 dinge hier wat ek vir ons wil noem by wyse van toepassing. Ek hoop dit gaan werk. Adrikskunde 101, hier kom dit nou. Okay, julle. Eerstens 'n maanverduistering. Kyk saam met my op die skerm. Julle weet so 'n bietjie van 'n maanverduistering, hoop ek, dalk meer as ek. Maar 'n maanverduistering is natuurlik wanneer die aarde tussen die son en die maan kom. Wat beteken dat die son se strale kom nie by die maan uit nie, maar die aarde gooi sy skade weer oor die maan. Soos jy maanverduistering het, jy kan nog steeds die maan sien, hy's so 'n bietjie van 'n oranjerige, valerige kleur. Maar die direkte lig van die son val nie op hom nie, en so hy kry nie die skade weer van die aarde, en so hy skyn nie werklik, wanneer dit maanverduistering is, so behoorlik sy lig soos hy moet nie. En vriende, ek dink hierin is daar 'n behulpsame metafoor ook vir jou en vir my en vir die Christenlewe. Vriende, wie van ons kan ontken dat een van die groot redes hoekom ons as die kerk, en ek praat van die kerk universeel, hoekom ons as die kerk nie behoorlik ons lig in hierdie wêreld skyn nie, is omdat ons baie kere so vasgevang is in die donker skaduwee van hierdie wêreld. So baie kere belemmer die dinge van hierdie wêreld, al sy plesiere, al sy probleme, al sy verantwoordelikhede en al sy versoekings, belemmer dit so klein bietjie ons. Ons kan nie ons visie kry tot God nie. Ons is so vasgevang, ons oë is so vasgevang op hierdie wêreld en die dinge van die wêreld, dat ons nie werklik ons lig geskyn kry soos wat ons kan en moet nie. In die taal van Jesus, ons is nie net in die wêreld nie, maar so baie keer as ons moet eerlik met onsself en mekaar wees, is ons te veel van die wêreld om Jesus se taal te gebruik. God se lig is daar, maar dit skyn maar eintlik baie dof in ons lewens. Dit skyn dof in ons huishoudings. Dit skyn dof by die werk. Dit skyn dof in ons groter families. Dit skyn baie dof onder ons vriende. En die realiteit is dat net soos met 'n maanverduistering, is eintlik waar van enige gedeelte van 'n maan, baie kere wat gebeur is, dit gebeur ook nie oornag nie. Dit gebeur in gradiënte. Stadig maar seker wat gebeur is, ons word minder en minder belyn met God en met sy glorieryke glans. Ons spandeer minder tyd in sy woord, minder tyd in gebed met hom, minder tyd saam met sy mense. So stadig maar seker, net so graadjie vir graadjie, raak ons liggies net so klein bietjie meer flou. En ons raak eintlik graadjie vir graadjie meer en meer belyn met die wêreld. Ons raak vasgevang, ons raak verstrengel in die dinge van die wêreld. Nou weer eens, jy het verantwoordelikhede in die wêreld en God gee vir ons baie plesiere in die wêreld. Ons mag dit geniet. Die probleem is dat ons later nie vir God kan sien nie, want al wat ons voor ons het, is die donker skaduwee van hierdie wêreld. Vriende, ek en jy het nodig om dit vir mekaar te sê, ons kan nie die wêreld se shine vang en die Here se shine vang op dieselfde tyd nie. Dis net nie moontlik nie. En ek dink in hierdie prentjie is daar iets vir ons. As die skoen jou pas, trek hom aan. Ek dink vir ons almal in 'n mate vind ons osself tye waar die wêreld tussen ons en God begin in beweeg. Hier's 'n verdere ding, want ek weet nie of jy dit besef nie, daar's eintlik 'n maan wat nog minder skyn as wat maanverduistering doen. En die maan wat nog minder skyn is 'n nuwe maan. Okay, ons is steeds Adrikskunde 101. Kyk saam met my op die skerm. 'n Nuwe maan. 'n Nuwe maan, vriende, is wanneer die maan tussen die aarde en die son in beweeg. Okay, dis goed. Maar die probleem is dat die maan kry direkte kontak vanaf die sonstrale af, maar die aarde kry ook die maan se rugkant. Hierin dink ek lê daar weer eens 'n verdere metafoor vir ons. Vriende, as 'n maanverduistering verwys na die wêreldse gelowige, dan dink ek verwys 'n nuwe maan na die fariseer gelowige. Dit is die gelowige wat baie gretig is om God se glorieryke glans te geniet.
Die probleem is net dat ons draai ons rug op hierdie wêreld. Ons draai ons rug op die wêreld. En die woorde van Jesus, sulke gelowiges is dalk nie van die wêreld nie, dis goed. Maar hulle is ongelukkig ook nie in die wêreld nie. Lig word geniet, maar baie kere net vir selfsugtige doeleindes. Dit baat niemand anderste behalwe hulle self nie. En vriende, net soos wat Jesus baie kere harder op die fariseërs was, is die hartseer ding dat ons baie kere ironies so kan gretig wees om lig te bekom vir ons, maar ons rug is gedraai op 'n wêreld wat vergaan, en 'n wêreld wat in duisternis gedompel is. En dit is nie waarvoor ek en jy geskep en gered was nie. Dit is nie waarvoor ons as die kerk opgerig is nie. Maar dankie Here, daar's 'n derde opsie. Die derde opsie, vriende, is en eintlik is daar natuurlik gradiënte van hierdie. Ons kyk net na die ideaal. En dit is 'n volmaan. Okay, dis 'n volmaan. So 'n volmaan, vriende, is natuurlik wanneer die maan op sy heel beste funksioneer as 'n lig in die donker wêreld. In die donker nag. Dit is wanneer die maan relatief tot die son en die aarde so geposisioneer is dat daai maan se volle gesig is as dit ware gedraai na die son toe. Hy kry alles van die son in. En daai maan se gesig is ten volle gedraai ook tergelykertyd na die aarde toe. En hy reflekteer alles wat hy inkry weer uit aan die wêreld. Vriende, dit is wat ons gedeelte van praat in Filippense 2. Dit is wat Paulus ons tot roep as Christene. Paulus sê vir jou en vir my, Christen, jy is gered as deel van God se groot verlossingsplan, 'n plan om sy lig te laat skyn vir die nasies. Jy's gered daarvoor. Nou werk jou verlossing uit. Werk jou verlossing in daardie rigting in, sê Paulus vir jou en vir my. Wees 'n mense wat so 'n postuur gaan hê. Wees iemand wat elke dag kyk jy na God en jy sê ek het meer van die glorieryke glans van God en Jesus nodig. Ek wil meer vir God en Jesus leer ken. En ek doen dit nie om dit net bloot vir myself te hou nie, maar sodat ek nou Jesus se lig kan gaan reflekteer in my postuur. My hele lewe lê in kyk na hierdie wêreld toe wat Jesus se lig so nodig het. Het jy dit gesien daar? Kyk saam met my in vers 14. Dit is 'n lewe in woord en daad sonder murmurering, sonder in teespraak, sonder gebrek, te midde. Dis 'n belangrike woordjie daar vir ons, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. Vriende, dit is wat ek en jy tot geroep word. Vriendin, waar is ons? Waar staan ek en jy in verhouding tot God en tot die wêreld? Ek dink meeste van ons is dalk sekelmaane, of dalk 'n kwartmaan of 'n halfmaan. Kom ons maak 2025 en elke jaar hierna, kom ons sê as 'n gemeente, Here, ons wil toenemend. Ons wil 'n gemeente wees en ek wil 'n gelowige wees wat toenemend 'n volmaan is. Wat ten volle my gesig draai na U toe, maar dan ook uitgaan om U lig te skyn in hierdie wêreld. En die vraag is, hoe gaan dit gebeur? Vriende, wat is nodig vir jou en vir my, vir ons as 'n kerk, om volle maane te word? Wel, dit is my tweede punt, baie vinnig. My tweede punt is, dit is die kerk se beweegrede. Vriende, die kerk se beweegrede, kyk vir 'n laaste keer saam met daar, vir tweede laaste keer na die teksgedeelte. Sien jy daar vers 15 weer? Die vraag is, wat is nodig, sê Paulus, vir die kerk om in hierdie wêreld te skyn soos ligte, vers 15? Wel, dit is vers 16. Dit wat nodig is vir ons om ons lig te skyn in hierdie wêreld is vers 16. Dit is soos wat of deurdat julle die woord van die lewe vashou. Die woord van die lewe, vriende, is die evangelie. Die woord van die lewe is daai pragtige lied wat Paulus vir ons gee in die begin vir ons gedeelte. Kyk saam met my daar na Filippense 2 vers 6 tot 11. Vriende, hoor dit opnuut asseblief vandag hier so saam met ons. Want hierdie is hoe ek en jy bonatuurlik bekragtig gaan word om God se lig in hierdie wêreld te skyn. Dit is vir jou en vir my om Jesus voor oë te hou. Dit is vir ons om te onthou wie Jesus is en wat Jesus doen.
Dis die evangelie. Dit is vir jou en vir my elke liewe dag om te onthou, hierdie Jesus, wie is hy? Hy is niemand anders as God self, God die Seun, wat vir alle ewigheid saam met sy Vader was nie. Hy was die een wat vir alle ewigheid in God se lig gedeel het en sy Vader se lig geniet het. En hy het nie selfsugtig daarin vasgehou nie. Hy het gegaan en hy het dit neergelê en hy het in ons diep donker wêreld kom inkom en hy het kom lewe. Hy het kom inwandel in sy Vader se lig elke oomblik van elke dag en hy was gehoorsaam, ja, gehoorsaam tot die kruis toe. Vir 'n oomblik het dit gelyk asof hy sterf en die ligte was uitgesit, maar dit was nie. Hy het opgestaan en hy het opgevaar en hy sit nou aan die regterhand vir sy Vader, vriende, waar hy regeer. En daai Jesus kom terug. Sien jy daarso in ons gedeelte, Jesus kom terug, vriende, en wanneer hy terugkom, gaan elke knie buig voor hom. Elke liewe tong in hierdie wêreld gaan moet erken op daardie dag, Jesus Christus is die Here. Nou vir almal van ons wat Christene is, dit gaan 'n wonderlike dag wees. Dit gaan 'n dag wees van soveel vreugde. Wanneer ons sê, hier is ons koning, hier is ons verlosser, maar vriende, daar gaan mense wees wat hulle knie gaan moet buig en met hulle tonge gaan moet erken dat Jesus was die koning en dit gaan 'n aaklige besef vir hulle wees. Want dan is dit te laat. Dan is dit te laat vir hulle om ook in verhouding met God te wees. En vriende, dit is in die hand van hierdie evangelie wat ons dan bonatuurlik motiveer en wat ons moet mobiliseer om dan nie hierdie lig vir onsself te hou nie. Dit is waartoe ek en jy tot geroep word. Ons is mense wat onthou wat Jesus in wêreldgeskiedenis gedoen het en ons weet waarheen is wêreldgeskiedenis op pad. Ons is mense wat nou kom en sê, maar ons wil 'n ligpunt wees. Ons wil mense wees wat God se lig geniet sodat ons dit kan reflekteer in hierdie wêreld, sodat ander saam met ons op daardie dag van die Jesus kan terugkom ook in sy ewige lig kan deel. En so ek sluit daarmee af. Vriende, ek wil hiermee afsluit. Dit is my gebed vir ons, soos wat ons hierdie reeks doen en vir ons vorentoe in 2025 en vir elke jaar hierna. Ligpunt, mag dit ons wees, mag ons 'n ligpunt wees. Ons moet oppas vir ons naam, want dit raak een van daai name wat jy later so maklik sê, maar later verloor dit eintlik sy betekenis. Nee julle, ons is ligpunt. Ons wil 'n ligpunt wees. Mag dit waar wees vir ons. Mag ons 'n ligpunt wees. Mag ons anderste as narcissus, nie 'n mense wees wat net inwaarts kyk op onsself en op ons gemak en selfs op ons eie geloof nie. Mag ons 'n mense wees wat ons oë op Jesus eerder fokus. Sy glorieryke glans indring. Mag ons 'n mense wees wat dan getrou en gehoorsaam wandel in Jesus se lig. En in woord en daad sy lig dan in hierdie wêreld gaan skyn. Vriende, dit is die lewe waarvoor ek en jy geskep is. Dit is die lewe waarvoor ons gered is. Dit is 'n verlossing wat uitgewerk word. En vriende, dit is 'n lewe wat nie sal wegkwyn nie, maar wat sal floreer. En dit sal ons 'n kerk maak wat 'n kerk is volgens God se welbehae. 'n Kerk waarmee God gelukkig is. Want hoekom? Want ons is besig om as ligte te skyn in hierdie wêreld. Kom ons bid en vra, Here, sal U ons uitstuur om so 'n gemeente te wees. Kom ek bid vir ons saam. Ja, Hemelse Vader, ons wil weer opnuut vanoggend na U toe kom en ons wil vir U sê, ons loof en prys U. Here, dat U het ons nie gelos in die duisternis nie. U het gekom en U het die lig in ons lewens ingeskyn. Here, en elkeen wat vandag hierso sit en die knie al voor Jesus gebuig het, en elkeen wat hierso met hulle monde bely, Jesus Christus is die Here. Here, ons wil vir U loof en prys vir daai wonderwerk, soos wat U lig in ons lewens ingeskyn het. O Here, ons kom na U toe ook nou, in hierdie oomblik, en ons vra, Here, nog meer, skyn meer van die lig in ons lewens, maak ons vol maane, wat U lig ten volle indrink en ten volle reflekteer in hierdie donker wêreld. O Heilige Gees, sal U ons
daai begeertes gee. Here, ons familie, ons vriende wat U nie ken nie, Here, hierdie land, hierdie wêreld wat so in die donkerte rondtas. O Heer, sal U ons oprig. En sal U ons dan deur die Gees uitstuur. Here, stuur ons uit sodat ons Jesus se lig sal kan gaan skyn in hierdie wêreld. Here, maak ons so 'n gemeente. Ek dink selfs net aan volgende week wanneer ons by Voorwaarts saam gaan wees op die kamp en saam gaan kuier waar daar gaan baie nie-Christene wees. Here, maak ons sulke mense. Here, ons dink aan ons werke en ons families en oral anderste. O Heer, kom, stuur ons uit sodat ons U lig sal laat skyn. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.lig.com of kontak ons gerus by info@lig.com.